Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angel around the throne tonight. Familie en vriende, goeiemôre en baie welkom by hierdie geleentheid van hierdie gedenkdiens van Wyle Jakkie van der Wateren. Mag die Here op 'n besondere manier in ons midde wees en mag hy deur sy woord vir ons vanoggend nie net troos en vrede nie, maar ook 'n wonderlike perspektief kom gee op die lewe, maar ook op die dood. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Want hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. Amen. Geliefdes, mag daar op julle genade wees vanmôre en vrede en oorvloed deur julle kennis van God ons Vader en sy Seun Jesus die Here deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Nou kom ons begin ons diens en ons gaan 'n pragtige lied saam sing. Dis die beruiming van Psalm 42, soos 'n wildsbok smag na water. Ons het die woorde vir u ingevoeg daar in die blaadjies. Kom ons staan en ons sing dit saam met die musiek, hierdie pragtige woorde.
U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlangen en ek bring aan U. En ek bring aan U. Ons word stil en dan bid ons 'n oomblik saam. Ons heilige hemelse Here, ons dankie vir die wonder van die liefde. Ons dankie dat U ons God is, nie net in die blink en gelukkige tye van ons lewe nie, maar ook, Here, in die dieptepunte, wanneer ons, soos die Psalm sê, deur 'n dal van doodskaduwee gaan, dat ons die sekerheid het dat U arms nog steeds om ons en onder ons is. En dankie vir elke belofte, Here, dat daar waar U woord oop is en ons rondom U woord bymekaar, U by ons is. Dankie dat ons vandag ook by hierdie geleentheid kan kom afskeid neem van 'n geliefde en ook uit die woord, Here, ons troos, ons perspektief kan kom afbid en vra. En dit is ons gebed, Here, hier waar ons op hierdie baie spesiale plek bymekaar kom, hier waar dit Jakkie se gelukkige plek was, dat ons ook hier mag beleef hoe U self deur die woord aan die woord kom om ook vir ons vrede, troos te kom gee. Word verheerlik, Here, deur dit wat hier gebeur. Ons bring die lof en die eer aan U in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag 'n gedeelte met u saam lees uit Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. En ons gaan daar aan die einde van hoofstuk 4 begin saam lees en 'n gedeelte van hoofstuk 5. Paulus skryf: Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is duidelik, die onsigbare is ewig. En ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. En dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. En ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse so bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Maar hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. En as waarborg hiervan, het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here bly nie, want ons lewe deur geloof en nie deur te sien nie. En ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan bly, maar of ons hier bly of daar, ons het uiteindelik net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Vriende, die agtergrond vir hierdie gedeelte, 10 jaar voor Paulus hierdie brief geskryf het in 51 na Christus, lees ons in die boek Handelinge hoofstuk 18, dat Paulus in die hawestad in die suide van Griekeland met die naam Korinthe aankom. Paulus kom van Athene af, sy chunk is afgetrap in Athene. In Athene het Paulus gedink, vanweë sy agtergrond, die plek waar hy groot geword het, sy kennis van die filosofie en die redenaarskuns, hy kan die Griekse geleerdes op hulle tuisveld aanvat en op die heel hoogste vlak met hulle redeneer. Wat hy gedoen het, maar niemand het tot bekering gekom nie. Dan kom Paulus in die vuil stink hawestad van Korinthe aan, en ons lees dat hy vir 18 maande daar werk, maar nou op 'n nederige, eenvoudige manier met sy voete op die grond, maak hy tente saam met Priscilla en Aquila. Hulle was Jode wat uit Rome weggejaag is, en hulle was tentmakers van beroep,
en hy was ook van Nering 'n tentmaker. Nou, wie is die belangrike ding? Die rede hoekom hulle tente gemaak het, was omdat Korinthe bekend was vir die tweede grootste spele in die Grieks-Romeinse wêreld. Op daardie tydstip was die Olimpiese spele al 700 jaar aan die gang. Maar in Korinthe is 'n spele gehou met die naam van die Isthmus spele, elke 3de jaar, en dan het mense van oor die hele Romeinse ryk, oor die hele Europa, na Korinthe toe gekom om aan hierdie spele te kom deelneem. Vir die tyd wat hulle by die spele dan nou was, het hulle daar rondom die stadion in tente gebly. Dis waarom Paulus hulle die tente gemaak het. As mense nou dit weet en jy lees die Korinthebrief, dan sal jy sien dat die Korintheërsbrief is die enigste brief waar Paulus sportbeelde gebruik. Soos hier in die sportwêreld waar ons vandag sit. Hy gebruik hierdie beelde uit die atletiekwêreld, uit die bokswêreld. Hy gebruik die woord oorwinning soveel keer in sy briewe. Oorwinnaarskroon gebruik hy soveel keer in hierdie 2 briewe aan die Korintiërs, want dit het alles daarmee te doen. Maar nou is Paulus 10 jaar later hierdie brief aan die Christene in Korinthe skryf. Dan gaan dit oor navrae wat hy van hulle gekry het. Navrae oor oud word, agteruitgaan, doodgaan. Vrae waarmee hierdie mense geworstel het. Nou skryf hy hierdie brief en hy probeer vir hulle perspektief gee op die werklikheid van die leë graf van Christus en die belofte aan 'n ewige lewe en Jesus se belofte dat wanneer iemand in hom sterf, hy of sy 'n blyplek in die hemel het wat deur homself gereed gemaak is. Onthou julle in Johannes 14, daardie belofte wat Jesus gemaak het toe hy gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. En as julle plek gereed is, gaan kom ek julle haal, sodat julle by my kan wees. Dis ook die versie wat ons die laaste aand daar by Jakkie se bed saam gelees het, Peter, onthou julle dit nog. So dis waarna Paulus verwys. Nou gebruik Paulus hierdie beeld uit die wêreld van die mense van Korinthe. En hy sê, ouens, onthou julle die spele. Onthou julle hoe mense van oral gekom het om in tente daar te bly. En na die spele is die tente opgepak en mense het huis toe gegaan. Dit was lekker, maar dit was 'n tydelike reëling. Niemand het permanent daar gebly nie. Uiteindelik het almal iewers 'n vaste adres waarheen hulle teruggegaan het. En nou sê Paulus, al is dit so, dat almal van ons ouer word, swakker word, agteruitgaan, is daar iets anders wat innerlik met ons gebeur, 'n ander proses. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. En Paulus sê, daar's 2 realiteite, 'n realiteit wat 'n mens met jou oë kan sien, en dis 'n tydelike realiteit wat verbygaan. Maar daar's 'n groter realiteit as dit, en dis 'n onsigbare geestelike realiteit, daardie realiteit is vir ewig. En hy sê, besef julle, dat elkeen van ons se aardse liggaam is maar net 'n tentjie waarin ons tydelik bly. Dis 'n plakker bestaan. Dis nie vir ewig so nie. Nou kom 'n punt wat hierdie tentjie, die lewende siel wat hier binne in my leef, nie langer kan huisves nie. En hy sê, wanneer hierdie tentjie afgebreek word, dan het ons die belofte aan 'n ewige woning by God, waarheen ons op pad is. En hy sê, die dood is niks anders as dit nie. Dis die huis toe gaan geleentheid, wanneer kinders van God se tentjies weggebêre word, en hulle intrek kan neem in hulle hemelse woning. En dis wat ons gelees het. Paulus sê, as ons wat net vanmôre hier sit, wat met die dood gekonfronteer is, ons wat, baie van ons wat hier sit, besig is om ouer te word en swakker te word. As ons oor hierdie goed dink, dan besef ons aan die een kant, wow, ek het 'n bestemming, ek het 'n plek waarheen ek op pad is. Daar's 'n belofte aan 'n ewige woonplek vir my. Maar nou sê Paulus aan die ander kant, al wat ons ken is hierdie tentlewe. Hy sê, en as ons oor die goed moet dink, dat ons die tentjie moet verlaat om by die Here te gaan bly, dan bring dit 'n verdeeldheid in ons, want ons wil amper met die Here bargain en sê, ag Here, wil nie iemand my hemelse huis hier oor my tentjie kom bou, want ek sommer al 2 nie. Dit sou mos nou lekker gewees het. En dan sê hy nee.
Uiteindelik maak elke mens die oorgang. En hoor hierdie ongelooflike woorde in vers 5, hy sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. En hy waarborg dit, deur die feit dat hy sy Heilige Gees gegee het. Baie jare het ek hierdie vers gelees en ek het gedink hier staan, hy wat die oorgang vir ons voorberei het, is God. Maar dis nie wat hier staan nie. Hier staan, hy wat ons vir die oorgang voorberei, is God self. So wat 'n ongelooflike, belangrike perspektief ook vir ons om te besef ook in Jakkie se geval, dat hy nie homself nie, maar God hom ook gereed gemaak het vir hierdie dag, toe sy tentlewe verby was, en hy huis toe kon gaan, om by sy ewige bestemming uit te kom. Weet jy nou, Jan Floris vriende, ek dink as mens iets hiervan verstaan, dit wat Paulus vir ons hier oor die dood probeer verduidelik, dat die dood nie die einde van ons bestaan is, maar die huis toe gaan geleentheid, dan moet dit ons houding oor die dood verander. Dan moet dit die vrees wat ons vir die dood het, wegneem. En dan moet ons wat vandag hier is, en die voorreg gehad het om met Jakkie saam te kon lewe, met groot vrede en dankbaarheid, sy tentjie kom oppak. Met hierdie sekerheid, hierdie heerlike wete, al wat met sy dood gebeur het, is dat hy die oorgang kon maak na sy permanente adres. Daardie plek wat Jesus gesê het, hy berei ook vir hom voor. Maar ek wil ook 'n laaste ding sê, en dit is, as ons hierdie sekerheid het, en ons daarmee lewe, en daarmee sterwe, dan wil ek vra, dat elkeen van ons mooi na onsself sal kyk, en hieroor sal nadink. Seker te maak, ons het ook hierdie sekerheid. Want ons weet, dat hulle wat in Jesus glo, nou reeds die ewige lewe het. So elkeen wat hier is, en wat iets van die wonder beleef en ervaar het om vir Jakkie deel van sy of haar lewe te kan hê, ons kan met reg hartseer wees oor sy staanplekkie wat nou leeg is. Want ek weet sy tentjie was 'n veilige hawe en 'n warm tuiste vir baie. Aan die ander kant moet daar ook by elkeen van ons 'n groot stuk dankbaarheid wees. Vanoggend teenoor die Here vir sy reddende liefde. En vir die wete, net vanmôre ook hierdie perspektief weet te kry, ook in sy geval, die Here hom ook vir hierdie geleentheid voorberei het, en vir daai rede, ons dit vir hom ook mag gun, om in hierdie ewige rus te kon ingaan. En die wete, dat hy geglo het, dat dit wat aan die kruis op Golgotha gebeur het, ook te wille van hom gebeur het. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, ons dankie vir die woord en vir Paulus se brief aan die Korintiërs. En ons dankie vir hierdie beeld wat hy gebruik uit hulle wêreld, beeld uit die sportwêreld, 'n beeld van mense wat gekom het en tydelik daar rondom die stadion gekamp het, en die spele deelgeneem het, die toeskouers was, maar uiteindelik almal ook weer huis toe kon gaan. Dankie dat Paulus dit koppel aan u woorde en u belofte, Here Jesus, in Johannes 14 vers 1-3, waar u sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê dat ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek julle haal, sodat julle kan weet waar ek is. Dankie Here vir hierdie perspektief. Dis hemel. En ons gun dit ook vir Jakkie, Here, om daar te kan wees waar u is, om u van aangesig tot aangesig te sien. Vandag is ons hier, Here, om dankie te sê vir 'n baie spesiale persoon wat u aan ons gegee het, met wie ons kon saam lewe, wie se nalatenskap ons ken, so mooi ook in hierdie briefie verwoord is. Dankie vir hierdie nederige man, Here, vir sy diensbaarheid, sy liefde, sy trou, sy harde werk, maar ook vir die vriend wat hy was, vir 'n groot familie, 'n groot golferfamilie hier op Tabazimbi, maar ook baie weier. Dankie vir die baie voetspore van hom wat hierdie pragtige golfbaan lê, en die herinneringe van hom wat hier sal voortleef vir baie jare. En ons wil vanmôre kom, Here, om te bid vir
hulle wat agterbly, sy gesin, sy kinders, sy skoonkinders, sy kleinkinders. Ons bid vir hulle, Here, vir die tye van groot verlang wat sal kom en van trane, miskien van vrae. En ons bid dat daar waar ons nie sal wees nie, Here, U sal troos en vrede gee, maar meer nog, Here, ook 'n stuk hoop sal laat groei, dat eendag ons ook saam met Jakkie voor U troon sal kan staan. Ons eer U, Here, en ons gebed is, mag daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan en U genade by ons elkeen wees en bly. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. En ons gaan hierdie kordiensie afsluit, die oorwinningslied saam te sing. Ons het nie woorde gebring nie, maar is baie bekend. Die wat dit ken is welkom om dit ook saam te sing. Soos ek sê, dis die brief waarin Paulus die woord oorwinning die meeste gebruik. Ek wil tog sê dat elke keer as ek by iemand se sterfbed staan, dan beleef ek 'n oorwinning wat plaasvind. So kom ons sing die oorwinningslied en slotte saam. Nadat die seën uitgespreek is, gaan ek dan sit en ek gaan oorhandig aan André van der Walt en aan Ismail Berends. Hulle sal dan die laaste deel van ons verrigtinge waarneem. Kom ons staan en ons sluit met hierdie lied. Is ons Christen, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Die rots van die
bid dat God, en wie julle hoop stel, julle lewens vol sal maak met troos en vrede. Want dan sal julle wat so vasberade in hom glo, en wat die krag van die Heilige Gees in julle lewens ervaar, nog meer kan uitsien na die koms van die Here. Amen. Ek wil graag vir Andrei van der Walt aan die woord stel en Esmey sal dan na hom die laaste reëlings kom trek. Baie dankie. Goeiemôre, familie en vriende. En al my kollegas wil ek nou vra om hulle, die wat dit het, aan te trek. Ek is deur die prokureurs van Thabazimbi afgevaardig om oor Jakkie as jurist of prokureur te praat. Ek is Andrei van der Walt en ek het saam met Jakkie gepraktiseer sedert 1992. My kollegas teenwoordig hier is ek Andrei van der Walt, Skalk Pinaar, Erik Marx, Madeleine Teeseling. Kobus, is jy hier? Ek maak dan verskoning aan ons Kobus van der Merwe, hy het 'n borgingsoek wat hy moet bring. Melanie Forster van Gerry Roubenheimer se firma, hy het gevra ek moet namens hom verskoning maak omrede hy 'n mediese afspraak in Pretoria het vandag. Nadat Jakkie klaar was met matriek, moes hy diensplig doen. Hy het sy diensplig by die lugmag in Swartkops gedoen en ook gekwalifiseer as 'n loods. Toe hy egter begin habits vlieg, het hy met sy ore probleme opgetel en is geground. Daar is nie 'n beter Afrikaanse uitdrukking daarvoor nie. Hy het vir my gesê, sy hartsbegeerte was om 'n loods te word. Nadat hy toe by die lugmag weg is, het hy besluit om regte te studeer en daar in Thabazimbi begin praktiseer sedert 1983. Nou wat ek gaan oordra aan julle oor Jakkie, het ek nie self uitgedink nie, want al die prokureurs hier voel dieselfde. Hulle het my afgevaardig om die boodskap te lewer. Jakkie het integriteit gehad. Jakkie was 'n baie slim prokureur. Jakkie was 'n baie logiese mens wat tesame met sy slim regspreek, sy slim regsbrein hom 'n baie goeie prokureur gemaak het. Die kombinasie is fenomenaal. Sy etiek was onberispelik en sy deur was altyd oop vir sy kliënte wat hy met vaardigheid geadviseer het. Samevattend was hy die rolmodel as 'n prokureur in Thabazimbi en ook Limpopo. Ons prokureurs in Thabazimbi is hartseer oor sy dood en gaan hom mis. Jakkie, ek weet jy hoor my nou. Ons prokureurs in Thabazimbi sal die Here jou. Ons sal strewe om jou standaard te handhaaf. My dank.
Stil broers, daar gaan man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar's maar nog net een soos hy. Bekyk hom goed. Dit is nooit maklik om totsiens te sê nie, maar dit is belangrik. Ons is hier omdat oom Jakkie vir ons so baie beteken het. Dit is moeilik om in woorde uit te druk hoe baie hy gemis gaan word en watter positiewe impak hy op elkeen van ons se lewens gehad het. Oom Jakkie was 'n merkwaardige man, beginselvas maar nederig. 'n Pa, 'n oupa, 'n broer, 'n vriend vir baie van ons. Hy het 'n kragtige impak op elkeen van ons se lewens gemaak. Ek bewonder die manier waarop hy gelewe het en ook lief gehad het. Maar dit wat altyd by my sal bybly is sy passie vir sy sport en ons golfklub. Hy was ons klub se grootste ondersteuner. Hy het nooit 'n AGM gemis nie. Selfs na sy breinoperasies het hy die volgende Woensdag opgedaag vir sy gereelde Sundowner vuurbal. Opgee was nooit deel van sy woordeskat nie, en so het hy ook gelewe. Oom Jakkie was 'n man van baie bewonderenswaardige eienskappe, en dit is hierdie wat 'n blywende indruk gelaat het op almal wat die voorreg gehad het om hom te ken. Hy was 'n man van integriteit, 'n man van sy woord. Sy eerlike en morele beginsels was onwrikbaar, en was 'n voorbeeld vir almal rondom hom. Hy was 'n vriendelike man, met 'n hart van goud, en hy was altyd bereid om 'n helpende hand te bied. Hy het 'n stille wysheid besit, wat hom deur die uitdagings van die lewe gelei het, en was 'n bron vir raad vir baie. Sy sin vir humor was aansteeklik, en hy kon jou laat lag in moeilike tye. Hy was toegewyd aan sy familie en gemeenskap, en in alles wat hy aangepak het. Hy het sy kinders en kleinkinders met 'n diep, onvoorwaardelike liefde liefgehad. Sy liefde was 'n fondament vir hulle lewens en sal ook voortaan 'n gids vir elkeen van hulle wees. Sy plek in sy gereelde vuurbal is nou leeg. En daar sal nie sommer gou weer 'n Flaksie hier by die golfklub wees nie. Flaksie is 'n ou wat 6 oor kan gaan in 3 gate en dan flat kan speel vir die res van die ronde. Dit was oom Jakkie. Die klub se Castle Light verkope sal ook nie weer dieselfde wees nie. Daar's ook nie nog 'n geleentheid om 'n skaapchoppie met hom te deel nie. En is moeilik om die lewe sonder hom voor te stel. Sy afwesigheid laat 'n leemte wat nooit gevul sal word nie. Tog vind ons die troos in die wete dat sy nalatenskap voortleef in die waardes wat hy in ons ingeprint het, en die liefde wat hy ons gegee het, en die herinneringe wat ons koester. Ons dank ons Hemelse Vader vir die lewe van oom Jakkie van der Wateren. Dit was 'n voorreg om 'n pad saam met oom te kon stap. Ons gun oom nou hierdie verdiende rus, en ook die ewige vrede. Rus sag, oom Jak. Vriende, die familie het ook gevra, jy sal sien daar op die program is daar 'n klompie bedankings reeds gedoen. Daar's ongelooflik baie mense wat bystand omgee en ondersteuning gebied het. Meeste van julle is reeds in die boekie bedank. Daar's net 'n paar bedankings wat ons wat ek net graag namens die familie nog wil doen. Vir Dominee Tinus, Dominee, baie dankie vir die gepaste boodskap, maar ook vir die ongelooflike bystand en ondersteuning as oom Jakkie se vriend en as sy leraar. Dankie Dani Sonel vir die musiek, die klank. Dankie ook vir Hendrik van Niekerk vir die YouTube uitsending. Die uitsending sal dan na afloop van die diens beskikbaar wees. Dankie Luzaan vir die opmaak van die saal. Dankie vir Henny vir Twilight Breeze vir die blomme. Vir Peter Jan Dirk. Die liefde tussen 'n ouer en 'n kind is ongemerk. Dit wat jy vir jou pa gedoen en beteken het, sal by baie van ons bybly. Dankie vir die onvoorwaardelike liefde en die omgee wat jy jou pa tot op sy laaste versorg het.
Hy het geweet hy is nie alleen nie. Dankie vir jou opofferinge, dankie vir jou tyd, en dankie dat jy hom tot op sy einde geliefd laat voel het. Ons het groot waardering. Vriende, ons gaan die familie nou 'n kans gee vir die laaste eerbetoon, en dan waarna ons gaan aanvra dat die vriende, die golfers, ook 'n eerbetoon doen, en dan ombeweeg en vooraan die lijkswa 'n erewag sal vorm, waarna die lijkswa sal die perseel dan verlaat. Dankie julle. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah.
Enige iemand nog? Saam te kuier en ja, dankie julle.